Hier's iets wat almal weet. Jou week begin eers. Navorsing wys om saam te kom, saam te worship, te bid, te dien, dit bou veerkragtigheid en verlaag ons angs en spanning. Die Bybel sê, ons kom saam om mekaar in liefde te versterk. En dis nie net simbolies nie, dis vormend. Sondag is dis nie die einde van jou week nie, dis die lanceerplatform. Wat hier begin, vloei in alles in, want elke Sondag tel. Begin Sondag, want elke Sondag tel. Baie welkom by hierdie aanlyn boodskap van Kerk Sonder Mure. Ons vertrou dat dit vir jou van betekenis sal wees op jou reis op die pad agter Jesus aan. En jy's ook baie welkom om die skakel met iemand te deel vir wie jy glo dit van waarde kan wees. Neem ook asseblief kennis daarvan dat Kerk Sonder Mure se preke, die wat nie op YouTube is nie, sal jy ook op Spotify of op podcast kan gaan luister na. Kom ons sit so en dan bid ons. Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U 'n goeie Vader is, dat U 'n Vader is met 'n hart wat volmaak is, vol liefde. En dankie dat U liefde lewens verander, dat U liefde betekenis gee aan die wêreld. En Here, dankie dat U uit liefde ook met ons as U mense praat, omdat U weet, Here Jesus, dat U woorde die woorde van lewe is. Dankie dat U uit liefde daarom hierdie woorde met ons deel. En doen dit vandag ook, Here, doen dit deur die werk van U Gees, sodat ons harte en ons lewens nuut sal word, en sodat ons meer in lyn sal kom met U volmaakte mooi wil vir ons lewens. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Ons praat vanoggend oor gebed en nie oor openbare gebed nie oor enige ander vorm van gebed as oor persoonlike gebed nie. Ons praat oor jy en die Here, oor jou lewe, jou gebedslewe. En ek wil begin deur 'n gedeelte te lees uit Markus hoofstuk 10, en ons gaan van vers 14 af lees tot by vers 15. En die gedeelte begin in vers 13, sal julle sien as julle gaan lees, begin dit met die mense wat hulle kindertjies na Jesus toe bring. En dan is Jesus se disippels daar en hulle voel hierdie kinders en hierdie ouers pla nou vir Jesus met die belangrike dinge waarmee hy besig is, en hulle maak hom onnodig moeg. En dan keer hulle die ouers. Hulle raas eintlik met die ouers en sê, hou weg hierdie kinders van ons af, van Jesus af, want julle pla hom. En dan lees ons vers 14. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig. Daar's van die vertalings wat sê, hy was kwaad, en hy het vir hulle gesê, van die vertaling sê, hy het vir hulle geskreeu, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Wys my iemand wat nog nooit gesukkel het met gebed nie. En ek wys jou iemand wat nog nooit probeer bid het nie. Die enigste mense, ek maak ergens sweeping statements dalk volgend, maar die enigste mens wat nooit sukkel om te bid nie, is daardie mens wat nooit probeer bid nie. En terwyl ek dit sê, is ek so oortuig daarvan, en ek glo jy ook, oor die ontsettende belangrike plek wat gebed het in ons almal se geloofslewens en veronderstel is om te hê. En ek is so oortuig van die ongelooflike groot voorreg wat ek en jy het om te kan bid en om te mag bid en om in ons geloofslewe hierdie waardevolle ding van gebed te kan hê. En tog
tog glo ek nie, ek is heeltemal verkeerd as ek sê, dat die meeste van ons dikwels sukkel om te bid nie. En as dit dan so is, of kom ek gee 'n tree terug, kom ek verduidelik vir jou wat ek bedoel met ons sukkel met gebed, en ek weet ek gaan nou net dalk praat vanuit my eie ervaring en van wat ek hoor, en miskien is dit nie deel van jou ervaringswêreld nie, maar hoor 'n bietjie of jy nie op 'n manier daarmee kan identifiseer nie. Jy weet en jy is oortuig in jou hart dat gebed belangrik is, dat gebed 'n voorreg is, 'n persoonlike gebedslewe 'n voorreg is, en daarom besluit jy maak 'n vaste voorneme, ek gaan gereeld bid. En dan maak jy 'n tyd en jy gaan sit of jy gaan staan op jou knieë en jy begin bid. Vir in die oggend of in die aand of waar ook al is, jy begin bid. En dan vir so 'n minuut lank, partykeer minder as 'n minuut, dan kom jy agter jou gedagtes is besig om te dwaal. Jy's besig met wat lê vir die dag voor, jou te doen lysies en jou bekommernisse, want meeste van ons het ergens iets waaroor ons bekommer. En as jy weer sien, is jou gedagtes, Engelse sê all over the place. En dan weet jy, dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, en dan span jy jouself in, en jy konsentreer so hard as wat jy kan, om te fokus op gebed. Net om 'n rukkie later agter te kom, jou gedagtes is alweer besig om te dwaal. Iemand sê, you are wandering and worrying instead of praying. Jou gedagtes is all over the place. En dan voel jy skuldig. Want het voel vir jou asof ander Christene dit baie beter doen as jy. Of hulle hierdie gebed ding baie beter reg kry as jy. En dan lees jy op en jy probeer uitvind en jy luister na mense oor gebed en jy hoor dat dit goed is om jou gebed te struktureer. So begin vir 'n tydjie lank om net stil te wees. En dan vir 'n tyd lank loof en prys jy die Here net in gebed. En dan doen jy dit, maar dan kom die gedagte in jou kop in, maar het ek dit nou genoeg gedoen? Het ek regtig bedoel wat ek nou gebid het? Wat ek nou gesê het? En so sukkel jy. En partykeer, weet nie of jy dit al beleef het nie, dan vra jy vir die Here iets, en dan sien jy, maar dit wat jy gevra het na ruk, dit het gebeur. En as jy bly, maar jy vra terselfdertyd vir jouself, maar wie sê dit sou nie in elk geval gebeur het nie? Hoe weet ek my gebed het 'n verskil gemaak? Hoe weet ek dit sou nie in elk geval so uitgewerk het nie? En so sukkel ons aan. So as ek reg is met my veronderstelling dat baie van ons, dalk meeste van ons, partykeer sukkel met gebed, dan moet ons vir onsself die vraag afvra, dink ek, hoekom is dit so? Hoekom sukkel ons so? En ek het vanoggend een antwoord daarop wat ek wil probeer gee. En die antwoord is, ek glo ons sukkel so met gebed, omdat ons probeer om soos groot mense te bid. Jesus is baie duidelik, as ek hom reg verstaan in die evangelies, wanneer hy praat oor sy volgelinge, oor jou en my, dat hy wil hê, hierdie moet ons hoor, Jesus wil hê, dat ons die lewe soos kinders sal leef. En dat ons daarom ook, wanneer ons bid, soos kinders sal bid. Dis nie per ongeluk nie. Moenie dit glo nie. Dis nie per ongeluk nie en dis nie toevallig nie dat wanneer Jesus vir ons leer om te bid, dat hy begin deur vir ons die Onse Vadergebed te leer. Want hier is die ding. Gebed is niks anders nie as die taal van kinders. Gebed is die taal van klein kindertjies. Nou, as ons na die evangelie kyk,
En ons sê ons Jesus wil hê dat ons die lewe moet lewe soos kinders, en dat ons daarom moet bid ook soos kinders. Ons sien dit so mooi in Markus 10. Ek het net nou gesê, die mense bring die kindertjies na Jesus toe, en dan voel die disippels, hulle pla vir Jesus, en hulle sê, gaan een kant toe, en dan word Jesus kwaad, en hy sê vir hulle op 'n harde manier, ouens, daar staan nie ouens in die teks nie, maar hy sê, ouens, dis nie hoe die lewe werk nie. In plaas daarvan dat julle die kindertjies verhinder om na my toe te kom, moet julle soos hulle word. Want die koninkryk behoort aan mense wat soos hulle leef. Nou, ander plek waar ons dit baie mooi raak sien, hoe Jesus voel oor die lewe soos kinders, is in Lukas 10. Sien daar is eintlik 'n vreeslik, is amper een van die mooiste gedeeltes vir my. Lukas 10 stuur Jesus sy disippels vir die eerste keer op 'n sending, op 'n missie. En dan gaan doen hulle wat Jesus gesê het, en hulle kom terug. En as hulle terugkom, moet jy gaan kyk na die teks, hulle is nie dan besig om formeel verslag te kom lewer van wat hulle beleef het nie. Hulle kom terug soos kinders. En hulle borrel, en hulle babbel, en hulle sê, en is in my eie woorde, hulle sê, wow, Jesus, wat u gesê het, ons moet doen het, ons gaan doen, en weet u wat? Jesus het geweet wat, maar weet u wat? Dit het gewerk. En hulle is opgewonde, en hulle borrel, en hulle babbel. En dan sien ons in Lukas 10 vers 21, kyk Jesus daarna, na hierdie disippels van hom, wat soos kinders te kere gaan, en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, op daardie oomblik het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel en gesê, hy het dit uitgejubel, ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg, en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Jesus jubel, Jesus, Engelse woord celebrate, hy vier fees, wanneer sy disippels, sy volgelinge, soos kindertjies begin optree. Ek onthou baie jare terug, ek skat dit so 23, 24 jaar terug, was my dogter klein gewees. Sy was so 3, 4 jaar oud. En ons was saam met haar by die dokter se spreekkamer. En in die spreekkamer het daar 'n man gesit op 'n rolstoel wat nie bene gehad het nie. Nou, groot mense hanteer so 'n situasie op 'n sekere manier. Soos vir my oogkontak. Maar nie kinders nie. In elk geval nie my dogtertjie nie. Sy het na die oom toe gestap en reg voor hom gaan staan, om in die oë gekyk en gesê, oom, hoekom het jy nie bene nie? En die oom het dit baie mooi hanteer, ek onthou dit was 'n mooi oomblik. Maar dis hoe Jesus wil hê ons moet die lewe leef. As ons met hom praat. Hy wil nie hê ons moet na hom toe kom en voorgee dat alles reg is nie. Hy wil hê ons moet na hom toe kom net soos wat ons is, en hy wil hê dat ons dit wat op ons harte is met hom sal deel, dat ons vir hom sal sê presies wat in ons harte is, nie wat ons wil dink, nie wat ons dink hy wil hê ons moet sê nie wat ons dink hy wil hoor nie, maar presies wat op ons harte is, wil hy moet ons vir hom sê. Dis ironies, dat as dit by verlossing kom, by ons verlossing kom, dan sê ons vir mekaar, en is die regte ding, en is een van die mooiste dinge om vir mekaar te sê, en dit is, kom net soos wat jy is. Moenie eers jou lewe probeer uitsorteer en jouself probeer regruk en dan kom jy na Jesus toe nie. Kom soos wat jy is na Jesus toe en hy sal jou skoon was, hy sal jou heel maak, hy sal jou nuut maak, hy sal vir jou 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin gee. So kom net soos wat jy is.
Maar dan vergeet ons dit as dit by gebed kom. In gebed wil ons vir mekaar sê, ruk jouself eers reg. Gebed wil ons soos groot mense onsself en ons gebedslewe eers uitsorteer. En as ons dit reg gekry het, dan sal ons na Jesus toe gaan. Terwyl Jesus sê, kom na my soos kindertjies na my toe, soos wat jy is, en sê vir my, wat ook op my presies waar jy is, en presies wat op jou hart is, al klink dit nie so mooi nie, en al is dit nie so mooi nie. Ek het die voorreg gehad, en skus dat ek nou weer oor my familie praat, maar dis omtrent al wat ek het. Maar ek het die voorreg gehad om by te wees toe al twee my kleinkinders hulle eerste tree gegee het. Nou moet ek eerlik vir jou sê, dit was nie great nie. Hulle het maar gesak. Ek ken ons daai van skouertjies so optrek en dan probeer hulle lyk of hulle loop. Maar hier's wat ons nie gedoen het nie. Ons het nie gekritiseer nie. Ons het nie gesê, hey, dit kan beter nie, ou mannetjie, hierdie kan beter nie. Hier's wat ons gedoen het. Ons het hande geklap en ons het gejuig en ons het video's geneem. En dis 'n simpel storieetjie. Maar dis hoe die evangelie, hoe die goeie nuus werk. 'n Vader met 'n verwelkomende hart wat juig en hande klap as sy kinders met wankelrige, onsekere woordjies na hom toe kom. Want dis wie hy is. Hy's 'n vader. Soos wat my kleinkindertjies wankel en onseker is oor die volgende trekkie. God se arms is al lank al oop. Om jou net teen hom vas te druk en te hoor en te voel wat in jou hart aangaan. So, Jesus sê in Matteus 11 vers 28 het Jesus daai mooiste van mooi uitnodigings. Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Sien julle wat sê Jesus nie daar nie? Jesus sê nie, gaan sorteer jouself uit, en gaan ruk jou gebedslewe reg, gaan kry gebed onder die knie, en dan kom jy na my toe nie. Hy sê nee, almal wat deur die lewe oorweldig word, dis wat daar staan, almal wat deur die lewe oorweldig word, kom na my toe. Dis eintlik so hartseer, dat dit wat vir ons eintlik die deur oopmaak na God toe, is die goed wat ons eers wil uitsorteer, sodat ons na God toe kan gaan. Want as jy na daai gedeelte lees, wat sou jy sê is die toelatingsvereiste om by Jesus uit te kom? Jy moet oorweldig wees. Jy moet moeg wees. Jy moet gaar wees. Jy moet gedaan wees. Jy moet uit antwoorde uitgehardloop het. En dan sê Jesus, kom na my toe. Net soos wat jy is. So hier's wat ek en jy vandag moet hoor. Ruk, as jy wil bid, ruk jou groot mens maskers af. Want die enigste manier om na God toe te kom, is maskerloos. The real you has to meet the real God.
God wil nie met die voorgee jy praat nie. God wil nie luister na iemand wat maskers op het nie. Hy wil maar sy kind luister. Wat na hom toe kom, soos wat hy is. En wanneer dit gebeur, wanneer ons dit reg kry om so by God uit te kom, dan gebeur daar in ons lewe, gebeur daar 'n wonderwerk. Maar voor dit moet ek dalk net hierdie vir jou sê. Ek is nie onder die indruk vanoggend dat ek vanoggend alles gesê het oor gebed wat 'n mens oor gebed kan sê nie. Ek moet nog so baie leer oor gebed en ek weet jy moet nog so baie leer oor gebed. Maar die hart van gebed is 'n kindjie wat by sy Vader is. Die hart van gebed is 'n kindjie wat net soos wat jy is, met jou aandag afleibaarheid, met jou bekommernisse, met jou onsekerheid, met jou belewennisse van moeg en oorweldig wees, net soos wat jy is, by die Vader kom. En as dit gebeur, dan gebeur daar 'n wonderlike ding in jou lewe. En dit is die Heilige Gees. God gee vir jou 'n nuwe stem. En dit is die stem van die Heilige Gees in jou. In Galasiërs 4 staan daar vers 6, en omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit. In ons roep die Gees van die Seun uit. Abba, en dit beteken Vader. Die Heilige Gees sit die biddende hart van Jesus in jou. Wanneer jy God se kind is, en soos God se kind leef, dan kom sit die Heilige Gees, die biddende hart van Jesus in jou. En dis die hart van 'n kind. Dis die hart van 'n kind wat, as die lewe gebeur, nie probeer om slim en mooi woorde en frases te probeer van elders af kry nie. 'n Kind wat net roep, Vader, Abba. Dis die hart van 'n kind wat as jy oorweldig voel, jy nie nodig het om te presteer en te bewys nie, maar net kan roep. En wanneer jy by daardie plek in jou lewe is om soos 'n kindjie voor die Vader te staan, dan kan jy, soos wat Dawid in Psalm 131, dan kan jy beleef wat hy beleef. Hy sê daar, ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring, soos 'n kindjie by sy moeder. Soos 'n kindjie is my siel tevrede in my. Die hart van gebed is om soos 'n kindjie by jou Vader te wees. Mag jy dit vandag beleef. Maak nie saak wat die lewe aan jou doen nie. Amen. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil hier op die aarde, hierdie deurmekaar aarde,
Mag U wil hier geskied. Mag U wil in my lewe geskied. Soos wat dit in die hemel gebeur. En Vader, gee vir ons vandag ons daaglikse brood. Soos wat 'n vader sorg vir sy kinders, sorg vandag vir ons. Nie net vir my nie, maar vir ons. Sorg ook vir hulle wat minder het as wat ons het. Baie minder het as ons. En Vader, laat ons asseblief nie in versoeking kom nie. Bewaar ons van die wêreldse versoekings. Bewaar ons van die grootmens wêreld wat wil hê ons moet soos groot menere en mevroue en heersers en magtiges leef en optree. Hou die hart van 'n kind in ons. Die afhanklike. Die een wat soos 'n kindjie voor ons Vader leef. Ons wil U eer en ons wil U loof dat U ons Vader is. Ons goeie Vader, die een wat in die hemel is, maar wat ons so lief het, dat U in Jesus en deur die Gees tot in ons gekom het. Amen.